as hy nou, dat ek so dat ek in stede moet gesels. Goeiemôre broers en susters en al my kinders, baie welkom hier so by die erediens. As ons groet, dan sê ons seën, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die kragtige werke van die Heilige Gees. Mag dit elkeen van julle ontmoeting met die Here vandag wees. Vergun my asseblief namens die kerkraad om 'n paar afkondigings te doen. Die leraarsberoep, as ons gaan kyk na die leraarsberoep, ja, dan sien ek, welkom aan al ons wat inskakel, dankie Marius, met jou moeite wat jy vir ons doen, ons waardeer dit, so aan hulle ook baie welkom. Nou ja, afkondigings, leraarberoep, die vordering wat ons het, nou julle sal sien vanmôre, as jy op die afkondigings kyk, daar so linksonder is daar, dis nie waar die direkteur van gemaak. Hulle noem maar dinge QR-kode. En die QR-kode is 'n quick response kode. Nou die van julle wat nou se oor nou nie mooi is nie, ek het vir julle 'n groter ene gebruik. Julle kan hom ook gebruik as jy nou hierdie quick response kode wil gebruik. Nou hoe hierdie ding werk is baie maklik. Jy vat jou selfoon, jy sit sy kamera aan, jy wys hom net na hierdie ding en dan gaan hy vir jou 'n vraelys opstel. En dan of 'n vraelys gee. En dan kan jy met die vraelys kan jy dan gaan reageer en kan jy ook jou sê. Hoe wil jy hê, wat wil jy hê, hoe moet die dominee lyk? Nou nie fisies nie, hoor. Ons kan nie dit gaan staan en sit nie, maar wat is die profiel van die dominee? En dan kan ons nou die hele gemeente se behoefte kan ons so aanspreek. So, dis ons baie belangrik.
dat die gemeente asseblief moet gebruik maak van hierdie funksie wat ons opgestel het. Dit is 'n baie lekker funksie en vir die ouer mense onder ons, as hulle nou onseker is, as daar Bybelskool Woensdag gaan wys ek vir julle hoe werk dit daar. So julle kan maar net Bybelskool toe kom. Sien so maak ons die Bybelskool getalle ook vol vir ons wat nie mooi weet nie. So dit is die prosedure wat ons gaan volg. Die pre-advieskomitee kom weer die 9de Maart by mekaar. Miskien met alweer genoeg tyd gee ons nou vir hierdie hele gemeente kommunikasie wat ons het, en dan vra ons asseblief dat julle vir ons sal ondersteun met dit. Ek wil ook vra, dit is ons verskriklik belangrik dat ons in die proses en voorbidding moet ingaan. En daaroor het ons 'n geleentheid geskep vir die gemeente as sulks, om elke Sondagoggend 'n halfuur voor die tyd in die kapel by mekaar te kom. So kom asseblief by mekaar daar. Kom bid saam met James en kom soek net die Here se aangesig in terme van die behoefte wat ons het om 'n leraar in die gemeente te kry. Ouens, jy moet mooi hoor, ons is nie desperaat om die eerste ouetjie wat lyk of hy miskien 'n preek kan gee aan te stel nie. Ons wil graag die regte persoon met die regte profiel en regtig waar ook met die regte gesinsstruktuur aanstel. Nou as ons daar in gebed sit en dit word op ons harte gedruk om 'n jong man aan te stel, of miskien 'n ouer man, of miskien 'n vrou, ons weet nie. Ons weet regtig waar nog nie hoe dit lyk nie. Ons het elkeen van julle nodig. Ons is mos 'n familie. Ons is mos nie net een of twee ouens wat 'n opinie het nie. So asseblief, voorbidding nie net daar nie. Maak voorbidding 'n deel van jou daaglikse gebedslys. En laat daai voorbidding ook, laat die Heilige Gees jou ook lei. So asseblief 'n versoek wat ons daar het. Dan verjaarsdag, nou is ek alweer in die voet geskiet vandag. Want met verjaarsdag is dit ons gewoonlik sjokolade, en vir besoekers gee ons ook sjokolade. Dit gaan gebeur hoor. So, dis een van die goed wat ek bietjie nou moet kyk. So, daai ouens van verjaarsdag en die besoekers hou net so bietjie aan. Ek gaan dit knoop in die oor moet maak om deur hierdie goed te kom. En dan mylpaal verjaarsdag. En nou julle sal sien daai mylpaal verjaarsdag. As jy na dit gaan kyk en ons gaan kyk na ouens wat nou jare het, wat nou hier in die 80er jare is. Dis nou altyd die mylpaal verjaarsdag. So ons wil dit asseblief spesiaal vier. Is daar iemand vanmôre wat hier so is wat 'n 80 jaar mylpaal verjaarsdag vandag of in hierdie week het? En dan gaan ons dit as 'n spesiale viering hê. Daar sê verjaarsdag, enigiemand wat verjaar, daar's agter. Nee, jy moet gaan asseblief. Dankie. Daar's nog. Dis like Werner, ek kry jou sak jammer met hierdie verjaarsdag, né? Sommige twee in dieselfde huis. Verjaarsdag en besoekers. Is aan op die galery. Ja, daar's op die galery ook. Daar's besoekers op die galery, so daar's hy. Kara, jy sal boontoe ook hardloop, né? Dankie. Nou ja, baie welkom vir die besoekers en baie geluk vir die ouens met die verjaarsdag en mag dit vir julle regtig waar 'n dag van vreugde en vrede en genoeg sjokolade en roomys wees. Mag julle goed bederf word deur julle wederhelwe. Dan het ek daar 'n bietjie van alles. Hierdie Sondag wat verby was, het ons eerste byeenkoms gehou. Ouens, dit was 'n lekker saam gesels, saam kuier byeenkoms. Ons het lekker gelag, lekker geskerts, ook hier en daar 'n traan gepik. Dit is die wese van dit. Ons het woord gekry, ons kon getuienis deel, ons kon met mekaar stories deel, en ons het self so 'n paar kleintjies gehad wat hier op en af gespring het op die verhoog. Nie dat dit gaan oor net die op en af spring, ons het lekker saam gesing ook. So ek wil julle weer nooi, julle sien daar 8 Maart om 4:00 die middag. So
Ons gaan dit aanvanklik elke maand so hou, en ons idee is om dit met tyd so bietjie meer gereeld te hou. James, vir jou en Brenda en Megan, wat die voortou daar gevat het, baie dankie vir dit, ons waardeer dit. Dan ons voorbiddingslys. Ek wil graag asseblief met ons voorbiddingslys, wil ek vir julle net die volgende name voorhou. Amorey, het is oom Martin en tannie Frida Bosch se kleindogter, Frikkie Swanepoel, Ronnie van Sail, Hanro Wessels, Burry Smit, Johan en Adrie Troski, Ewert Lombard, Nelly Swanepoel, Frikkie Rousseau en Piet Nienaber. En dan vir Marno, Valerie en Baba Zandrey, Hannes Verster, Ivan Moore, Willie en Elise Nienaber, Willie Nienaber Jr., Annekie Lourens, Thys en Mara Venter, Johan Skeepers, Janu Viljoen, Willie en Tolla Niemand, Wanda van der Mest, Francesca, Suzette Fik, oom Ad Foster, Hannie Blignout, Johan en Frida Havenga, Annemarie Vermaas en JP. En dan op die onkologielys, Hetty van Wyk, Anton Erasmus, Nettie Martens, Chandri Raman, Henny Nodee, Martin Bronkhorst, Hannie Zaaiman, Kobus Koetser en Frida Span. En dan wil ek tog vra, ek het vanmôre 'n versoek gekry van 'n lidmaat om te sê daar is familie wat ingaan vir 'n operasie. Hier sit ook tussen ons ouens wat moontlik wag vir 'n uitslag, mediese uitslag. En ek wil net vra, soos wat julle so sit, as jy 'n baie spesifieke behoefte het vir jou eie gesondheid, as jy wil instaan vir iemand anders se gesondheid vanmôre, staan op asseblief. Staan op asseblief. Ek wil graag vir julle bid. Ek wil graag vir krag bid. Ek wil graag vir net vir die Here se hand van leiding bid. Dankie. Dankie. Staan gerus op. Staan gerus op. En dankie Helena dat jy opstaan. Vat jou pa daar in die hand. Hy gaan in vir 'n pasaangeer operasie. En kom ons bid vir dit. Ons maak die oë toe. Ons Hemelse Vader, dankie Here dat U die groot geneesheer is. Dat U die een is waarna ons toe kan gaan ten spyte van. Ten spyte van prosedures, ten spyte van diagnoses, ten spyte van bekommernis, is U die een wat vir ons omgee. En daaroor Here, as ons so staan, elke persoon wat nou so staan, Here, hoor ons hulpkreet, sien ons hulpkreet aan asseblief. En ons kom net ons hand in U hand lê. En ons kom vra, Here, dat U vir ons sal toevou in U voorsiening en seën. Dankie Here, dat ons dit so ook kan wys, dat ons ook so net kan opstaan en kan sê, U regeer en U is in beheer en ons eer U daarvoor. Dankie Here dat ons dit kan vra in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Dankie vir U liefde en genade. Amen. En dankie vir elkeen. Dankie vir die vrymoedigheid wat jy het om ook op te staan. Onthou, jy kan vir jouself opstaan, jy kan vir ander mense kan jy ook opstaan. En dit is nodig. Dis nodig dat ons mekaar so moet bedien. Daar aan die onderkant sien julle huisbesoeke, siekebesoeke en WhatsApp groepe. Nou die kerk of die gemeente is opgedeel in WhatsApp groepe. As jy nog nie by 'n WhatsApp groep is nie, kom gee vir my jou nommer, dat ek jou kan indeel by 'n WhatsApp groep. Ons gaan nie mal op die groep in baie stories nie, ons wil graag dit gebruik as 'n kommunikasiegroep, maar ons wil dit ook gebruik as 'n geestelike groeigroep. So ons wil tog geestelike inhoud ook daar deel. Dis nodig, ouens, ons het dit nodig om dit vir mekaar ook te doen. So, as jy nog nie deel is van dit nie, skakel in. As jy huisbesoek nodig het, as jy siekebesoek nodig het, asseblief volg vir ons die kanaal. Dis vir ons so belangrik dat dit deur die kerkkantoor gaan, kontak Marleen, skeduleer dan 'n afspraak en ons gaan sorg dat
dat een van die kerkraadslede by jou uitkom en ons gaan 'n verskil maak. Dit is vir ons belangrik dat ons regtig waar familie bou in hierdie tyd. Dan die visvangdag, al die vissermanne onder ons, manne, die toestande is reg vir lekker visvang. David sê die dam is mooi en die gras is gesny en al die fasiliteite is lekker. Nou kyk, 'n visvangdag, nee, julle moet nou hoor, hoe werk hierdie visvangdag? David sê vanmôre, daar's 'n skaap en 'n vark op die spit. Nou julle vissermanne, waar kry jy 'n skaap en 'n vark op die spit? En is nog ingesluit by die kaartjie. Gewoonlik gaan gooi hulle net pap hier by Aston Lake. Dan kry jy niks op die spit nie, man. Jy kry partykeer glaaskaars nie as 'n vis aan die hoek nie. Nou kry jy 'n skaap, jy kry 'n vark, jy kry slaaie. Al wat jy moet doen is jy moet opdag, dis nommer 1. Die tweede een is jy moet 'n kaartjie koop en dan moet jy daarom net jou eie breekgoed bring. Jy weet, want iewers moet hierdie lekker pakket moet bietjie stop ook. So bring net jou eie breekgoed en bring jou eie koeldrank saam. So dit klink of het heel feestelik kan wees, né? Ek meen, daar's die dam, son, al die lekker goedjies wat daarmee gepaard gaan. So asseblief, ek sien al reeds 'n paar manne en ek kyk hulle glimlag van oor tot oor. So bring julle ouens saam, bring julle maters saam, kom geniet dit daarso. Dit is altyd 'n feestelike geleentheid en asseblief, ek's eintlik so in 'n sielswroeging. My suster se dogter trou, nou weet ek nie of ek miskien maar die troue moet uitstel en gaan visvang nie. Jy weet maar, goed, ek gaan daarom maar my verpligting nakom daarso. Maar ek maak verskoning vir myself. Jammer David, ek sou dit baie graag wil doen, maar ek kan nie wegslip af van die geleentheid af nie, dan word die mense nie getrou nie. So, maar die ander ouens, kaartjies by die kerkkantoor. Kom kry die kaartjies, asseblief, en kom ons maak dit 'n lekker geleentheid, soos wat dit nog altyd was. Dan wys ek julle net daaroor, my beker loop oor, die Februarie fokus is klere, en onthou, dit is nog net, wat is dit, 2 naweke, dan is ons klaar met somer, né? Het voel nie so nie, maar herfs is op pad. Dan, laaste punt hierso, die oggendboodskap, stap deur die Bybel, 6 dae 'n week, as jy deel wil wees van daai groepie, dis lekker vroeg in die oggend. As jy sukkel om vroeg in die oggend op te staan, dan kan jy deel word van daai groep, dan piep jou foon al net so voor 6, of partykeer net so voor 5, en dan Bybelskool, Woensdag om 10:00, ons is besig om deur die evangelie van Markus te gaan, en ons gaan teen 'n baie lekker spoed. Ek dink ons is nog nie eers by Markus 1 vers 12 nie, maar dit gaan ook net so goed. So ons geniet dit, is 'n lekker geleentheid wat ons daar het. Verder ouens, lees gerus die res van die afkondigings, lees ook daar aan die voorkant, en onthou nou, maak gebruik van die QR-kode, die Quick Response kode wat hulle sê. So maak gebruik daarvan. Nou ja, ek nooi julle om saam met ons te sing. Kom ons sing, bring lekker lofprysing aan die Here. Julle kan gerus staan. Iemand als wij af in het mij op mijn
Ons maak die oorlog. Ons Hemelse Vader, dankie Here dat ons kan sing, dat ons kan praat, dat ons kan getuig van u goedheid, van u getrouheid. Here, ons het u so nodig. Ons kan nie beweeg, ons kan nie iets doen, ons kan nie iets dink, as ons dit nie binne u wil doen nie. En ek vra Here dat ons intens bewus sal word van hierdie feit vandag, dat binne u wil is daar die goedheid en guns. En Here, breek ook dan nou vir ons die woord oop, en sodat dit maar nie net gesaai sal word nie, maar dat dit sal groei, en dat dit 'n opbrengs in elkeen van ons se lewe sal gee. 10, 50 en 100voudig. Dankie dat ons dit kan vra. Here, dankie vir elke persoon wat vanmôre hier is. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is. En dankie vir die waarheid van u woord, wat vir ons net so rig vorm en lei. Ons eer u daarvoor. Dankie dat ons dit kan en mag bid in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Op die afkondigings het ek vir julle 'n vraag gevra. Ek het gesê, het jy hierdie week waar jou tekkie die teer slaan, het jy God se verlossingsplan geglo en het jy dit met oorgawe uitgeleef? Nie net uitgeleef, het jy dit met oorgawe uitgeleef? Het jy by 'n punt gekom waar iemand gesê het, maar sjoe, wat laat jou so optree? En dan sê, nie wat ander mense sê nie, nie wat ander mense dink nie, maar was dit 'n oorgawe in jou om 'n verskil te maak hierdie week? En het jy die verskil gemaak daar waar die tekkie die teer geslaan het, of het jy miskien van alles vergeet van maandag af, want ons is besig. Want ek het 'n wille job. En daar buite is dit nie mak nie. Dis juis waar jy moet wees daar buite. Dis juis waar jy die verskil moet maak. Ek lees vanmôre uit 'n paar gedeeltes uit, maar ek wil graag begin eers by Markus 6 vers 7, en dan gaan ons bietjie aangaan met dit, en dan gaan ek na Jesaja toe gaan. So, julle kan of volg daar op die skerm, of julle kan self lees, in julle eie Bybels. En Markus 6 vers 7 is net een vers wat ek van daai gedeelte wil voorhou, en sê, hy het die 12 nader geroep, en begin om hulle 2-2 uit te stuur. Hy het vir hulle gesag oor die onrein geeste gegee. Hy het hulle nader geroep, hy begin om hulle 2-2 uit te stuur, en hy het vir hulle gesag oor die onrein geeste gegee. Ouens, en vandat dit plaasgevind het met Jesus se disippels, is dit nog steeds presies wat met my en met jou kan en mag gebeur. As Jesus jou nader roep, wat is dit anderster as dat jy jou Bybel oopmaak, dan roep hy jou nader. Wat is dit anderster as daar 'n impak op jou gemoed is? Jy weet, ek het al op die snelweg gery, dan kyk ek op 'n advertensiebord, dan spreek 'n advertensie nie tot my nie, maar die Heilige Gees sit 'n stuk waarheid in daai advertensie wat vir my iets heeltemal anders beteken. So, dit is spreek, dis naderroep, of dit nou in die Bybelse tyd was, en of dit nou vandag, huidig in 2026 is. Wat vir my so treffend is van Markus 6:7, en hy prentjie ook, hy het hulle 2-2 uitgestuur. Wie's jou steun? Wie's jou steunpilaar? Wie's jou maat wat saam met jou gaan? Wie's die een wat hy by 2-2 uitstuur? Baie keer begin dit by 'n ou se eie huisgesin. Dis jou vrou, dis jou kinders, kan werkskollegas ook wees. Maar as jy uitgestuur word, hoe werk daai 2-2 saam?
En dan wat vir my die belangrikste van hierdie gedeelte is in Markus 6 vers 7, hy het vir hulle gesag oor die onrein geeste gegee. Weet jy dat jy loop met gesag rond? As jy 'n Christen is en jy het jou hart vir die Here gegee, dan word daar vir jou 'n autoriteit gegee wat die bose nie vir 'n oomblik kan oorwin nie. Maar ons is so geneig om met ons monde is ons besig om korrupsie te saai. Toets jouself maar. Nou breek môre aan. Nou wat sê jy? As jy nou met jou vrou gesels of as jy al by die werk kom? Ja, hierdie blou maandag, jy weet, dis net. Nou, en wanneer begin hy? Hy begin mos al reeds van Sondagmiddag af, net as die son so sak. As die son so sak, moet jy mos partykeer moet jy mos die kluisdeure toesluit en die skerp messe moet jy onder die mat versteek vir die vrou en die kinders, want almal dink, jy weet, wat gaan nou weer gebeur? Hoekom dink jy so? Hoekom laat jy toe dat die lewe so hou vas op jou kry op 'n maandag? Hoekom het ons enigsins die term blou maandag? Of wat verby was nou so pas, dis verskriklik, Friday the 13th, jy weet, ek kan nie my kar ry nie. Waar sit ons kragdadigheid? Hier sê dit vir ons, in 'n teksvers, duidelik in die Bybel, hy gee vir ons gesag oor die onrein geeste. Punt. Dan kan jy mos by 'n punt kom en sê, hey, nee, wag 'n bietjie. Wag, jy hoort nie in my teenwoordigheid nie. En jy kan dit sommer sê ook. Of daai ding van die ou sê, jong, jy weet, ek is al met bad luck gebore. Jy het dit al gehoor? Nee, kyk, ek is 'n ongeluksvoël, hoor. Alles gebeur in drieë. Hoekom? Vir wat doen jy dit aan jouself? Vat die waarheid van hierdie Markus 6 vers 7 en sê, maar die Here gaan vir my 2 uitstuur, met ander woorde, ek het iemand. Jy moet tog weet, man, hier sit 'n hele gemeente vol mense. Dink jy vir 'n oomblik as jy jou foon optel en sê, hey, ek het jou gesien daar in die kerkbank, ek wil bietjie meer van jou weet. Hoe hanteer jy hierdie saak? Dan sit ook 2 uitstuur. Ek wil bietjie meer van jou weet. Dit is waaroor ons 'n gemeente is. Anders het jy mos nie kerk toe gekom nie. Daar's mos iets wat jy uit dit uit kry, en dit is daai 2 wat oor gepraat word. Maar doen jouself net daai guns en sê, maar nou het ek 'n maat, met ander woorde ek het versterking, en dan kom die tweede gedeelte in, sê, maar ek het gesag. Ek het gesag oor 'n onrein gees. En daai gesag kan ek tot uitvoering bring. Ek kan sê, ek verklaar in die naam van Jesus Christus, wat my verlosser en my saligmaker is, verklaar ek dat dit sal nie gebeur nie. Ek verklaar dat ek nie in hierdie doom en gloom van 'n maandag gaan ingaan nie. Ek verklaar dat hierdie hele konsep van Friday the 13th is sommer pot nonsens, is net nog 'n datum, is net nog 'n dag. Maar nou stap ons rond en dit lyk asof ons so teiken op die rug het en al wat daai teiken sê, skiet my asseblief, skiet my asseblief. Nee man, ons kan mos nie so wees nie, want dan laat ons toe dat die wêreld ons onderkry. So ons moet ons by 'n punt wees waar ons sê, maar die wêreld kan ons nie onderkry nie. Gaan kyk wat sê Lukas 10. Lukas brei dit nog verder uit. En kyk mooi, want nou kom ons by 'n punt en sê, ek het vir julle gesê, daar waar die tekkie die teer slaan, is ons besig om die verlossingsplan te gaan verkondig, maar nou word ons toegerus. Nou, hoe word ons toegerus? Die eenvoudige en maklike aksie is, hoe het Jesus sy disippels toegerus? En as hy sy disippels toegerus het, dan is dit maklik, dan weet ons hoe word ons toegerus. Dan is dit nie 'n moeilike ding nie. Hy sê, daarna die Here 72 ander aangewys. Hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarvan hy van plan was om te gaan. Weet jy dat jy word vooruitgestuur? Jy's daar om die bres te maak. Jy's daar om die verskil te maak. Dit gaan nie oor die interessantheid of die vermoë wat jy het nie. Jesus stuur jou net uit. Hy sê, gaan maak vir my die pad oop. So, jy is daar om die verskil te gaan maak. Hy sê 2 uit, hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Is jy bekommerd oor 'n ding?
weet jy nie regtig wat om dit te doen nie, gaan bid. Dis een van die eerste toerustings aksies wat ek het, bid. En baie keer is ons geneig om te dink, maar bid nou, is iewerster daarso by jou kamer in die huis, en jy kan die kar bestuur en jy kan bid. Jy kan by jou werk sit en jy kan bid. Ek kan besig wees om 'n preek te gee en ek kan nog steeds bid. En dan is dit selfs, jy weet, 'n man wat multitasking doen, jy kan dit nie glo nie. So bid vir die Here, vra vir hom, hy sê, en dan sê hy, kyk hoe mooi is dit, hy sê, gaan nou. Moenie by daai punt sit en, ja, jy weet, as ek nou nog so 3 preke het, dan dink ek, dan is ek nou so warm gemaak, dan sal ek nou kan gaan. Dan sal ek nou miskien daai ou, wat partykeer te kere gaan, daar by die werk, nou, wat vloek en skel, en dan gaan ek miskien vir hom sê, nee, dit is nou nie baie mooi wat jy doen nie. Nee man, weet jy wat die mooi is? Jesus sê, hy sê, gaan nou. Hy sê, gaan nou, hy sê, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. So dit mag partykeer, mag 'n bietjie vir jou ongemaklik wees. So, vir wie gaan jy ongemaklik wees? Gaan jy ongemaklik wees vir Jesus Christus? Of gaan jy ongemaklik wees net in jouself, jou eie populariteit? Gaan nie vir my oor populariteit nie, ouens. As dit ongemaklik moet wees, kom ons wees ongemaklik in Jesus Christus. As dit nou skielik maar 'n moeilike stilte moet wees, as jy vir daai ou moet sê, maar weet jy het nou so 5 keer het jy Jesus se naam gebruik, maar ek dink nie dit is, ken jy die naam wat jy tans besig is om te gebruik? Ken jy hom? Ken jy die een wat vir jou sondes aan die kruis gesterf het? Kan ek vir jou bid? Hoe lyk dit? Is ek en jy daar om die hande en voete van Jesus te wees? Dan volgende toerusting. Jesus sê, moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie. Moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As jy in 'n huis kom, moet jy die eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As jy in jou huis kom, my liewe broer, my liewe suster, sê jy vir jouself vrede vir hierdie huis. As jy dit doen, dan sê jy sien hoe verander jou kinders ook. Jy sal selfs 'n verskil in jou parkietse optrede sien. As jy sê vrede vir hierdie huis, gaan gee jy dit, gaan sê jy dit. Hoor hoe mooi is hierdie, want dit is vir my so indrukwekkend. Jesus sê, as daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. Nie net die vrede, hy sal die vrede kry nie, die vrede sal op hom bly. Besef jy dat jou woorde kan met ander woorde 'n salwing spreek vir enige iemand wie jy groet? En baie keer dan praat jy met mense en sê, hey man, vrede vir jou, dan kyk jy ons jou snaaks aan, wat gaan met jou aan? Wat is jou storie nou? Maak vir jou uitdag, toets dit bietjie. Gaan sê bietjie vir mense vrede vir jou. En as dit nie vir daai ou toe kom nie, kyk hoe mooi is hierdie seënwens, kom dit terug na jou toe. Ons is in 'n wen-wen situasie. As ek jou groet vandag en ek sê vrede vir jou en jy kyk my snaaks aan, kry ek dubbel vrede terug. Heers like, dis 'n lekker ene. So is nie 'n probleemstorie nie, kry jy dubbel vrede terug. Hy sê, moenie van een huis na 'n ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As jy in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Ons het 'n opdrag, ouens. Ons moet vir siekes gaan bid. Ons moet 'n hart hê vir mense wat swaar kry. Dis wat die Here vir ons gee. Dis wat hy vir ons sê. Dis wat hy van ons verwag. Jy moet dit gaan doen. Jy moet dit nie net gaan dink nie. Maar as jy in 'n dorp kom, hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle.
Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Jy moet uitgaan, jy moet dit gaan sê. Jy moet 'n opinie gaan lewer, jy moet 'n autoriteitsstelling gaan maak. Jy weet, as jy gaan kyk na Suid-Afrika se geskiedenis, die hele storie met die Hollanders wat hier aangekom het in die Hollandse kolonie hier gestig het, en die Britte en alles. Daai ouens het gekom, en stap hy aan wal, en vat hy 'n stok met 'n vlag, dan plant hy dit op die grond, hy sê dan, in die naam van die koning proklameer ek, hierdie is nou Britse eiendom. En dan kan die plaaslike bevolking doen wat hulle wil. As hulle gesê dis Britse eiendom, het hulle gesê dis Britse eiendom. Nou, dis wat ons as mense, die Romeine het ook so gemaak, die Grieke het ook so gemaak. Gaan uit, plant 'n vlag, sê, dis nou ons eiendom. Waar plant jy die vlag? Hoe lyk jou eiendom? Hoe lyk jou eiendom in jou huis? Hoe lyk jou eiendom in jou werk? Wat 'n vlag plant jy by jou werk? Wat 'n vlag plant jy daar by die skool waar jy is? Wat 'n stelling neem jy in? Wat 'n manier van doen neem jy in? Hoe's jy toegerus om die verskil te maak? As ons na duikers kyk bietjie daar. Het jy al gesien, duikers werk altyd 2-2 saam. Hulle sê dis 'n buddy system. Jy sal nie 'n duiker kry wat alleenig sy ding gaan doen nie, want dis gevaarlike terrein daai. So 'n duiker het altyd, hulle werk 2-2, en ek kyk altyd na jou toerusting en jy kyk na my toerusting, want weet jy wat, ek gaan nie kan sien wat op hierdie bottels agter my rug aan die gang gaan nie. Jy moet, en ek het vertroue in jou, dat as jy daai metertjies en daai knoppietjies en daai goeters draai daar agter, dan weet ek, as ek daar in gaan in die see in, gaan ek nie 'n meter in wees en dan gaan ek skielik water suig nie. So ek het vertroue in jou. Maar weet julle wat so interessant is, dat hierdie ouens gaan, dan vat hulle hierdie ouens met al hulle toerusting en gooi hulle in 'n swembad. Dan sê hulle, goed, nou oefen ons. Weet julle wat, hier is ons swembad. Hier oefen ons. Ons is die duikers, hier is ons swembad. Hier is ons besig om te oefen. Maar 'n duiker hoort nie in 'n swembad nie. Waar hoort hy? Hy hoort in die see. Hy hoort in die see, sodat hy al die nodige goeders kan gaan sien, as hy in die see hoort. En dan sien julle daarso, né? Daar's 2 prentjies daar. Daai linkerkantste prentjie, sien julle, hierdie ou is besig, hy het 'n suurstof tank, en hy's besig om een asemteug in te asem, en dan gee hy vir die ou langsom. En dan asem hy weer in, en dan gee hy vir die ou langsom. Hoeveel asem jy in, en hoeveel gee jy vir die ou langs jou? Wat het jy die afgelope week gedoen? Vir wie het jy wat gegee hierdie week? Hoeveel asem het jy gegee, sodat beide ouens kan sê, hey, okay, ons is reg. Hulle sien daai teken wat hulle maak. Dis tekens wat hulle maak, want hulle kan nie onder in die see met mekaar gesels nie. Dan sluk hulle water. Wat is die tekens wat jy gemaak het? Mens sien, die interessant van dit is, ons moet begin besef. Ons moet begin besef dat ons partykeer kan stoom verloop. Ek kan lyk soos daai ou links, en ek het baie spesifiek daai foto gekies. Nee manne, dit kan partykeer so wees dat jou vrou jou moet uitdra, jou voete sleep, jy snak na jou asem, jy gaan dit nie meer maak nie. Dit kan partykeer wees dat jou vrou jou moet uitsleep daarso. En ek sal vir jou sê, as jy na die ander kant gaan kyk, het jy na daai haai gekyk. Ek dink daai duiker, daar's 'n paar ander druppeltjies ook. Né? Dis nie speletjies daai nie. En daai haai kyk jou so in die gesig. En dis wanneer ek en jy toegerus moet wees. Dis wanneer ons by 'n punt moet kom en sê, maar wow, wag 'n bietjie. Hierdie dit wat nou op my pad is nie van die Here nie. Dis om my te intimideer. Hierdie doktersdiagnose is dit kan nie wees nie. Hierdie familiekrisis, dit kan nie wees nie. So wat's nou besig om te gebeur? Hoe lyk die buddy system? Hoe is ons besig om mekaar te ondersteun? Want ons sit nog steeds, ons glo en leef God se verlossingsplan. En ons is nog steeds by 'n plek en sê, waar gaan ons dit doen?
En ons gaan dit doen waar die tekkie die teer slaan. Elke liewe dag, daar waar jy geplaas is, as jy jou oë oopmaak, is jy besig om God se verlossingsplan te glo en te leef. Maar ons kom by die punt van, hoe gaan ons dit doen? En die enigste manier hoe jy dit kan doen, is dat jy toegerus moet wees. Jy moet kan besef wat's die waarde van toerusting. En nou moet julle saam met my, moet julle regtig waar lekker fokus. So as jy bietjie vakerig voel, knyp jouself of staan op of af, want hier is vir my so 'n belangrike gedeelte wat ek met julle moet deel, want maandagoggend sit ek by die huis en ek vra vir die Here, wat is die volgende boodskap wat ek moet bring vir die gemeente? En ek ervaar dit so duidelik en sê, Jesaja 59. En daaroor is ek besig om net te doen wat die Here vir my gesê het om te doen. Niets anderster nie. Ek het nie iewerster anderster gaan trek, die info gaan trek nie. Ek deel met julle wat die Here vir my letterlik as 'n preek verpligting op my skouer gesit het. En daaroor sal ek myself versaak as ek dit nie doen nie. So Jesaja 59 is vir my verskriklik belangrik. Ek wil hê jy moet dit hoor. Jy hoef dit nie te lees nie, want dit is in die 2020 vertaling. Maar ek wil hê, soos wat julle hierso sit, moet elkeen van julle dit hoor. Hy sê vers 1, hy sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie, en sy oor is nie hardhorend nie, sodat hy nie kan hoor nie. Besef jy dit vandag? Die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie. Sy oor is nie hardhorend nie. Maar nou sê hy, en onthou, of hy dit nou sê vir die ouens in Babylonië, wat in gevangenskap sit, en of hy dit sê vir ons in Springs Oos gemeente, ek is nie besig om 'n oordeel te bring nie, ek sê vir jou net, kom ons vat net 'n opname, 'n voorraadopname van wie en wat ons lewe is. En moenie eers kyk na die gemeente nie, kyk net na jouself, dis al. Hy sê, maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg, sodat hy nie luister nie, want julle handpalms is deur bloed besoedel, en julle vingers deur sondeskuld, julle lippe praat leuns, julle tonge prewel ongeregtigheid. Ouens, jy hoef net 'n draai deur die dorp te ry, dan sien jy dit, man. Jy hoef net die koerant oop te maak, dan lees jy dit. Daai fotootjies, daai advertensies van aborsies, spreek dit nie tot jou nie? Dis bloedoffers. Ons is in 'n land waar die heiden regeer. En ons moet dit besef. En ons moet by 'n punt gaan kom en sê, maar ek wil nie anderster, ek het 'n wrevel teen dit. Niemand beroep hom op geregtigheid nie. Ons sit in 'n parlement waar 'n vorige president as korrup uitgemaak is, dan sit hy en glimlag net so breed. Dis dit wat hy woord sê. Niemand beroep hom op geregtigheid nie. Niemand bepleit sy saak met die waarheid nie. Hulle vertrou op nietighede, maak valse uitsprake. Hulle raak swanger van moeilikheid en gee geboorte aan onheil. Ek kan net sowel gesê, dis amper enige munisipaliteit in die hele land. Want as jy nou al onheil wil gesien het, moet jy sien hoe hanteer hierdie mense. Hoe hanteer die ouens die munisipaliteit? Hoe hanteer hulle mense wat hulle moet dien? Hoe hanteer die polisie mense wat hulle moet dien? Hulle broei die eiers van kobras uit, hulle weef spinnerakke. Wie van daardie eiers eet sterf? En as dit stikkend gedruk word, peel daar adders uit. Dis soos wat daar in Spreuke gesê word, sotte en narre. Ons sit met sotte en narre. Hulle spinnerak drade, deeg nie vir klere nie. Met hulle handwerk kan mense hulle self nie bedek nie. Hulle handewerk is onheilswerk. Dade van geweld is in hulle hande. Dit sê Suid-Afrika so duidelik as wat kan kom. Want ons is 'n geweldsmisdaad by uitstek land in die wêreld. Hulle voete hardloop na die kwaad. Hulle haas hulle om onskuldige bloed te vergiet. Hulle planne is planne van onheil. Daar is verwoesting en vernietiging op hulle hoofpaaie. Die pad van vrede ken hulle nie.
Daar is geen regverdige optrede op hulle roetes nie. Hulle maak selfs hulle paaie vol kinkels. Niemand wat daarop loop ervaar vrede nie. Daarom is regverdigheid ver van ons. Geregtigheid bereik ons nie. Ons wag op die lig, maar kyk, daar's duisternis. Op 'n ligskynsel, maar ons dwaal in die donker. Dis harde woorde, né? Dis nie maklike woorde as jy na dit kyk nie. Ons tas soos blindes aan 'n muur. Dan jy loop so. Daar's nie leiding nie. Asof sonder oë tas ons rond. Ons slaan helder oordag neer, asof dit skemeraand is. Ons slaan tussen gesondes neer, asof ons dooies is. Soos beere grom ons almal, soos duwe kla ons aanhoude. Hoe gaan dit vandag? Dis wat gebeur. Ouens sit net daar so, hulle kan nie regtig waar, of ek het al daai ene gehoor, hoe gaan dit? Nee, dit sal goed gaan as nou net my eerste koppie koffie in het. Of as ek nou net my eerste sigaret gerook, daar's ek reg. Daar's ek, Nee man, kom nou. Kom ons kry 'n ander realiteit. Kom ons kry 'n ander manier, 'n ander kragtadigheid van doen. Het jy al duwe gehoor? Koer, dan hou hy aan en aan en aan. Susters, as julle kinders al gaan haal by die skool, hoe koer jy al die maas in hulle karre? Hoe kla hulle? Nee, ons wag op regverdigheid, maar is niks nie. Op verlossing, maar dit bly van ons af. Want ons oortredings voor U is baie. Ons sondes getuig teen ons, ja, ons oortredings is met ons, en ons sondes skuld, ons ken dit. Ons oortree teenoor en verloon die Here. Ons draai weg van ons God af deur te praat oor afpersing en wat vals is. Ons het swanger geraak van leentaal en prewel dit uit die hart uit. Hoe was jou tydsbesteding die afgelope maand? Hoe was jou tydsbesteding die afgelope week? Nee, ek het nodig om te ontspan. Goed, en dan? Hoe ontspan jy? Nee, ek wil nou net bietjie TV kyk. Wat het dit jou ingebring? Sê jy vir my asseblief. Wat het dit vir jou ingebring? Hoe het jy jouself toegerus? So is regverdigheid teruggedwing en bly geregtigheid ver weg. Ja, op die dorpsplein struikel die waarheid en openhartigheid kan nie daar kom nie. Dis 'n deel van God se hart vir ons, dat ons 'n stuk openhartigheid met mekaar moet hê. Openhartigheid en waarheid met mekaar moet deel. Dis waar ons vra, gee vir ons julle opinies oor 'n nuwe dominee. Dis waar ons vra, kom asseblief na die kapel toe. James, het ons al iemand gekry saam met jou? 1. Dankie James. 1. Ons vra. En ek sê besig om vandag te slaan met die sambok nie, ouens. Ek doen net wat die Here vir my gesê het, wat ek met julle moet deel in Jesaja 59. En hou net uit. Miskien voel jy nou, ek is nie besig om op jou te pik. Ek is nie besig om op jou te pik nie. Maar weet jy wat? Ons het mekaar nodig. Die Here wil ons 2-2 uitstuur. Ek het nodig dat jy deel moet wees van dit. So gebeur dit dat trou ontbreek. Wie afwyk van die kwaad word beroof. Die Here sien dit en dit is verkeerd in sy oë. Daar's geen regverdigheid nie. Hy het gesien dat daar niemand is nie en was verbaas dat niemand tussen beide tree nie. Sy voorarm het hom bygestaan en sy geregtigheid, dit het hom ondersteun. Hy het geregtigheid aangetrek as 'n harnas met die helm van verlossing op sy hoof. Hy trek klere van wraak aan as 'n uitrusting. Hy dra hom toe in ywer soos in 'n mantel. Volgens verdienste vergeld hy. Woede vir sy teenstanders en wat hulle verdien vir sy vyande. Die eilande vergeld hy volgens verdienste. In die weste sal hulle ontzag hê vir die naam van die Here, in die ooste vir sy heerlikheid, want hy sal kom soos 'n rivier in 'n vernouing wat deur die wind van die Here voortgedryf word. Ek wil vir julle ook sê dat God se invul, God se inspraak, God se plan kan deur niks gekeer word nie.
'n losser sal na Sion kom. Nou in die Ou Testament, en in die Nuwe, maar meer in die Ou Testament het hulle 'n losser gehad. 'n Losser was die naaste familielid. Wanneer mense in skuld verval het 'n losser gekom en het hy jou uit daai skuld uitgehaal. Hy het jou vrygekoop, hy het weer jou eiendom aan jou teruggegee. Dis 'n losser. Hoor wat sê hy dan? Hy sal na die in Jakob kom wat hulle bekeer van oortredings, is die uitspraak van die Here. En dan sluit ek af. Maar hoor wat sê die Here vir my en vir jou. Hy sê, wat my betref, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees, wat op jou rus, en my woorde, wat ek in jou mond gelê het, sal nie uit jou mond wyk, of uit die mond van jou nageslag, of uit die mond van jou nageslag, se nageslagte nie, van nou af en vir altyd, sê die Here. Hoor dit vandag, Springs-Oos, hoor dit, sodat jy kan besef, dat die Here het 'n plan met elkeen van julle wat hierso sit. Sy meesterplan is nie dat jy net op 'n Sondag moet kerk toe kom nie. Sy meesterplan is dat jy 'n verskil moet maak. Sy meesterplan is dat hy 'n woord in jou mond lê. En dat hy 'n verwagting het, dat jy daai woord tot uitvoering sal bring. Dat jy daai waarheid sal gaan deel. Dat jy dit met 'n stuk blymoedigheid sal doen. Dat jy dit met vrede sal doen. En dat jy gaan weet dat jy die verskil gaan maak. Want daai is 'n woord wat die Here vir my gegee het, toe Isak so 'n klein seentjie was. En weet julle wat, ek het daai woord gekry, nadat ek een aand vir die Here gesê het, so arrogant, so vol streke, het ek vir die Here gesê, maar kom ons praat die saak uit, ek kan nie meer so aangaan nie. En toe's die eerste woord, toe ek my Bybel so vat en ek maak hom so oop, ek's nou hierdie arrogante jong man, wat eintlik net met die Here wil beklei. En toe ek my Bybel so oopmaak, toe sê hy, ek het jou lief. Is hier 'n paar van julle wat bietjie opstandig is, wat tans in jou lewe gebeur? As ek vir jou sê, ek het jou lief, is jou handjies nog op? As hy sê, ek het jou lief, ek sê jou, ek praat van ervaring, toe ek daai woorde so lees, ek het jou lief, ek was nog soos hy Pac-Man mannetjie, wat so gaan, toe hy sê, ek het jou lief, gaan ek so, Die Here sê vandag vir elkeen van hulle, sê, ek het jou lief. En dan sê hy daai woorde, wat my betref, dis my verbond met elkeen van julle wat hierso sit. Die gees wat op julle rus, en die woorde wat God in julle mond gelê het, sal nie uit jou mond uitgaan, of uit die van jou nageslag, of uit die mond van julle nageslagte nie, van nou af en vir altyd. Glo dit en gaan leef dit. Ek het dit wat ek moes doen, het ek klaar gepraat, nou is ek moeg gepraat. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, dankie Here vir hierdie waarheid wat nodig was dat ons elkeen, ek en Kluis, dit moes hoor vanmôre. Dankie Here dat U 'n opinie het wat absoluut elke ander opinie net nietig maak. En dankie dat ons kan deel word van hierdie genadeverbond van U. Here, gee vir ons die geleentheid. Gee dit in 'n meervoud van net een of wat. Gee dit vir ons in 'n totale vloed van geleenthede
waar ons die woord wat in ons monde is, wat U daar lê, dat ons dit sal gaan verkondig, dat ons dit gaan deel vir 'n wêreld wat dit nodig het. En dankie dat ons dit sonder voorbehou kan doen. En dankie dat ons dit as toegeruste kinders van U met die leiding van die Heilige Gees kan doen. Dankie Here dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. En ek sê daar, en ek gaan dit baie keer, en ek gaan aanhou sê, pas in God se plan vir jou lewe. God het 'n plan met elke persoon. Pas in daai plan wat hy het. Kom ons sing lekker saam. As ons die seën uitspreek, ons kom, julle weet, hou mekaar vas, en terwyl ons dit sing, kom ons gun dit vir mekaar, dat presies daar wat ons gesê het, is die Here se vrede vir julle, omdat die vrede kom jou toe, jy deel dit uit, en kom dubbel word na jou toe terug. Kom ons seën spreek dit oor mekaar.
Ons nooi julle vir koffie en tee en dan die kategese, die kinders, julle kan sommer gaan na die klas toe almal. Ons gaan nie vandag in die kerk agterbly nie, so die 7 tot 10 kom ook op die hele klas uit. Dankie.